susters, baie welkom vanoggend hier. Ek hoop dit gaan goed met elkeen hier in die koue. Ja, hulle sê daar loop 'n onrein dier rond in die samelewing en hy veroorsaak varkgriep. Hoeveel mense is in die stad siek daaraan? En veral ons ouer mense moet hulle in die tyd self mooi oppas. Wat dit betref. So aan die einde van 'n Pinksterweek is daar dankies om te sê. Ek het dit donderdag aand gedoen, maar vir George, die koster, die klankpersone, Janiel wat vanoggend ons op die kort kennisgewing ook help. Baie dankie vir julle dat elke aand hier reg was. Die gemeente se meelewing en bywoning van die week, baie dankie daarvoor. En ek het die uitdaging gestel in die begin van Pinkster vir 50 komberse. Ons het 64 gekry. Met groot dank. Dis vir julle. 16 pakkies kruideniers wat nou goed opgemaak kan word en 24 sakke klere. Wat ook iets van ons weerspieël, ons hart, wat blymoedig kan gee, soos ons die week gehoor het. Vanoggend, enige iemand wat tuis, besoekers, nagmaal sou gebruik het, is welkom om saam met ons aan te sit by die Here se tafel. Dis die Here se ete, ons sit by sy tafel aan. En dan ook daarom, as van julle na die tyd 'n profile picture wil neem, 'n profielfoto wil neem. Baie dankie aan Marita, hy is 'n bietjie weggesteek hier agter as gevolg van die nagmaalstafel vir die rangskikking en die simboliek daarvan. Die drie-enige God word voorgestel deur die 3 kerse. Die duif is natuurlik simbolies van Pinkster, dat ons nie alleen is nie, dat die Here sy Gees in ons laat woon. Die rooi kan hoef julle nie te raai nie, die bloed van Christus waaroor die nagmaal gaan, en dan die groen van die ou vetplantjies en dan hierdie een hieronder. Sommige groei stadig, sommige is bietjie meer immergroen, sommige is seisoengebonde, maar so werk die Here ook in ons lewe. Dan ons groei en dra vrug vanuit sy verlossing aan die kruis. Baie dankie ook, Marita, vir die simboliek. Die ander afkondigings is daar nie veel nie, behalwe dat ons dankbaar is dat broer Dries Nodee uit die hospitaal is, Johan Meiburg herstel nog, dan die Bets Meyering is nog steeds in die hospitaal en Martie Hatting. En dan dink ons ook aan broer Charles Libbe, 'n laat boodskap wat ons gekry het. Almal wat die week verjaar, mag dit voorspoedig wees, mag julle gelukkig wees en die Here se seën beleef in die nuwe lewensjaar. Kerkraadsvergadering in die koue môre, 5:00 asseblief. Die kerkvisitasie vind ook plaas en die visitator, ons konsulent, het net 'n halfuur beskikbaar, so dit gaan nie vreeslik lank duur nie, maar asseblief doen moeite om dit ook by te woon en dan die ander afkondigings kan julle gerus self lees as julle tuis is. Ja, ek kan net noem my Bybelstudies. Ons het 'n predikante stilword geleentheid by Amanzi daar in die Brandfort omgewing. So my Bybelstudies vind nie hierdie week plaas. Nou kan ons kom stil word. Ons het die lied gesing dat die Here vir ons sê, wees stil en weet, ek is die Heer. Omdat ons dit weet, daar waar jy sit, maak 'n bietjie voorraadopname, nou nie van negatiewe dinge. Waarvoor is jy intens dankbaar vandag? Paar oomblikke, kry vir jouself omstandighede of 'n beeld in jou kop en sê vir die Here, waarvoor is jy baie dankbaar?
Here, Psalm 24 vra, wie mag teen die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom staan? Dankie vir die antwoord. Die mens met skoon hande en 'n rein hart, wat nie na nietigheid hinker en nie sweer by wat vals is nie. Hulle sal die seën ontvang van die Here en die geregtigheid van God wat hom red. Amen. Geliefdes, die Here het beloof en hy doen dit. Ek sal vir julle 'n nuwe hart in julle binneste gee, 'n nuwe gees. Ek sal julle hart van klip uithaal en vir julle 'n sagte hart van vlees gee. Kom ons loof die Here se naam met lied 188. Ons het mos nou die lysie van dinge waarvoor ons of persone waarteenoor ons dankbaar is in ons kop. Die gewer van alle goeie gawes, God wat die lig is, in wie daar niks duisternis is nie, dis gawes uit sy hand. Lied 188, ons sing as dankbaarheid, vers 1 en 2. Ons mag nooit die feeste van die kerk as gewoonte deurleef nie. Ook die fees van die nagmaal, en daarom vra ons nagmaalsformulier dat die nagmaalganger hom en haar ook self sal ondersoek. Natuurlik nou saam met die Here, daar waar net jy en hy kan kyk in jou hart, voor ons die nagmaal gebruik. Dis heilige tekens, afgesonder spesiale werk wat Christus gedoen het vir ons. Dis waarvan die tekens getuig. Daarom kan ons nie lighartig nagmaal gebruik nie. Matteus 7 vers 12, baie bekend, wil ek aan ons voorhou, dat ons in die lig van dit, bietjie saam met die Here in ons hart kyk. Alles wat julle dan wil hê, mense aan julle moet doen, doen ook aan hulle net so, want dit is die kern van die wet en profete. 10 gebooie, ons kry 'n paar opsommings daarvan. God bo alles, jou naaste soos jouself, en hier het Jesus 'n ander opsom, maklik om te onthou. Ons het praat die week oor ons almal se ingebore sin vir geregtigheid. As jy wil hê, niemand moet onreg, dit beteken liefdeloos teenoor jou optree, onregverdig. Waak dan en gaan tree in alle verhoudinge regverdig op. Die skaal moet balanseer. In die agterkop teenoor God,
Hy laat die skaal balanseer. Danksy Jesus wat ons sonde uitkanselleer, hy het die prys betaal. Kom ons, terwyl ons so sit, bid ook daarvoor. Dis 'n voortdurende proses, hierdie herskepping wat in ons binneste plaasvind, dat ons al hoe meer soos Jesus kan lyk. Lied 436 vers 1 en 2 is 'n gebed waar ons vra, herskep o Gees, laat leef o Gees. Die teks van vanoggend is Matteus 15. Matteus 15. Ons gaan maar 'n gedeelte lees vanaf vers 1, so 1 of 2 verse verbygaan en dan weer vanaf vers 15 tot 18 lees. Voor ons dit saam lees, kom ons bid saam. Here, vanoggend bring ons weer aan U al die lof en dank soos ons reeds gesing het, maar ook nou in hierdie gebed. U wat op die groot troon sit, wat van lig en heerlikheid omring word. Dankie dat daar harmonie is soos 'n spieelgladde see. Niks betrap U onverhoeds op U troon nie. Daar is vrede. Daar is nie krisisbestuur nie. U hou die wêreld in stand. Dankie dat U die albesitter is van alles. En wat ons het, net genade is, waarvoor ons altyd 'n dankbare hart moet hê. Want U sê vir ons in U woord ook, wees in alles dankbaar. U gee die goeie gawes in die hart, in ons liggame en in elke verhouding. Help vir ons om ook ons harte te ontbloot as U daar wil opereer of ondersoek doen. En gewillig ons oorgee aan die werking van U Gees en die werk van die Heilige Gees nie weerstaan nie. Dankie dat Hy elke oomblik op ons lewenspad hierdie reis voor ons uitry en vir ons kom sê, stap hierlangs, doen dit, dan sal jy nie onreg pleeg nie. Maar dankie dat Hy ook die Gees van liefde is, wat positief vir ons sê, hier is die pad, God se woord is jou lamp, Hy lei jou. Dankie dat ons ook nou ons lewens weer vir U kan oopstel, soos elke keer as ons Bybel lees of Bybelstudie doen of na 'n preek luister. Spreek, Here, ons is U kinders. Ons wil graag gehoorsaam wees. Amen. Toe kom daar fariseërs en skrifkenners uit Jerusalem by Jesus aan en sê, hoekom oortree U disippels die tradisie van die voorouers? Want hulle was nie hulle hande wanneer hulle gaan eet nie. Jesus het hulle geantwoord,
Hoekom oortree julle die gebod van God met julle tradisie? God het tog gesê, eer jou vader en jou moeder. Dis die 5de gebod. En wie sy vader of moeder beledig, laat hy beslis doodgemaak word. Maar julle sê, wie vir sy vader of moeder sê, watter voordeel u ook al van my sou kon ontvang, is, kan ek maar sê, nou my offergawe aan God. Hoef sy vader hoegenaamd nie te eer nie. So het julle deur julle tradisie die woord van God kragteloos gemaak. Skynheiliges, Jesaja het reg oor julle geprofeteer. Hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle harte is ver van my af. Te vergeefs vereer hulle my, want hulle onderrig as leerstellings die voorskrif van mense. Jesus het die skare nader geroep en vir hulle gesê, luister en verstaan dan. Dit is nie wat by die mond ingaan, wat 'n mens onrein maak nie, maar wat by die mond uitgaan, dit maak mens onrein. Petrus het hom gevra, verduidelik hierdie gelykenis vir ons. Jesus het gesê, is ook julle nog steeds sonder begrip? Verstaan julle nie, dat alles wat by die mond ingaan, in die maag beland en in die privaatheid uitgewerk word nie. Maar wat by die mond uitgaan, kom uit die hart. En daardie dinge maak die mens onrein. Uit die hart kom daar immers bose gedagtes, moord, oorspel, onsedelikheid, diefstal, vals getuienis en lastering. Dit is die dinge wat 'n mens onrein maak. Maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie. Die woord hart kom 3 keer in hierdie gedeelte voor. Die harte wat ver as van die Here af is, uit die hart kom die bose dinge, en uit die hart kom dit, die Afrikaanse spreekwoord, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Geliefdes in die Here, ons het die week met mekaar uit die Here se woord oor hartsake gesels. Ek het vir julle gesê aan die begin, hartsake is baie intieme persoonlike sake tussen my en God, en jy en God. Daar waar jy hom ontmoet, is met jou gees, alternatiefelik is daar in jou geestelike hart. Die hart waarvan ons praat, verwys na daardie deel van menswees wat in kontak met God is en waar buitestanders nie weet wat aangaan nie. Wat in ons harte gebeur, daarvan is net ek en jy en die Here bewus. Die Here weet presies ook vanoggend wat in ons harte aangaan, en die hart is meer as net ons gevoelens. As ons sê iets het my hart geraak, dan bedoel ons het my gevoelens geraak, ek het hierdie positiewe of daardie slegte emosie. Dit wat in die hart aangaan, is meer as emoties. Dis daar waar ons in verhouding met die Here staan, dis daar waar ons vertroue in hom ontspring. Dis daar waar ons met al die kennis wat ons oor jare opgedoen het, die uiteindelike beslissing maak om die positiewe te doen of om weg te bly van dit wat sonde veroorsaak. Daarom het ons die afgelope week probeer leer hoe om in ons harte te kyk saam met die Here. Want ons het die reeks Sondag aand begin met Spreuke 4 vers 23 daar in die Ou Testament, waar daar staan, bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaar moet word. Hoekom? Want daaruit ontspring die lewe. Dis ontsettend belangrik dat ons in kontak kom met ons binnewêreld, met ons geestelike lewe, onder leiding van die Here se Gees, waar hulle kontak maak.
dan gaan ons dalk ietsie meer van onsself verstaan en ook van die wil van die Here en waartoe hy ons dring. Ons word nie geleer van kindsbeen af om ons hart saam met die Here te ondersoek nie. Maar hierdie bewaak sê vir ons moet dit begin aanleer as dit vir ons 'n moeilike ding is. Want ons kan iets aan ons harte doen. Dis 'n opdrag wat hier gegee word in die Ou Testament. Bewaak jou hart. Daar sal nie opdrag kom as ons nie in die vermoë is om saam met die Here ons hart te bewaak nie. Vandaar dan ook die doringdraad om die hart. Keer wat daar ingaan, wees versigtig wat daar uitkom. Ou Testament, ou stories, geld dit nog vir vandag. En daarom het ek dit goed gedink dat ons die reeks afsluit met wat Jesus self oor die hart van die mens sê, hier in Matteus 15. Jesus sê, hierdie volk eer my met die lippe, maar hulle harte is ver van my af. Te vergeefs vereer hulle my, want hulle onderrig as leerstellings, as wette, as voorskrifte, mense se voorskrifte. Is interessant in die teksgedeelte, is Jesus in kontak met die Fariseërs en skrifkenners. Hy wend hom toe op grond daarvan na die skare toe, en dan praat hy spesifiek met Petrus en dan ook die ander disippels. Wat sê Jesus vir die Fariseërs en skrifkenners? Die eerste ding wat ek wil uitlig onder 'n hoofie, Israel het hartsprobleme gehad. Die hele Ou Testament vol. Jy kan hom dalk net weer klik, of hy skuif nou nie. Israel is maar alright, is my fout. Israel het hartsprobleme geraak. Die geestelike leiers, en nou moet jy die opregtheid eintlik agterkom waarom daar leerstellinge van mense bygevoeg is by die 10 gebooie. Die geestelike leiers van die volk moes hulle op koers hou in hulle verhouding met die Here. En hulle het so 'n paar eeue voor Jesus gekom het, na die ballingskap, die wetboek herontdek, en hulle moes vir die volk help om die Here se wil uit te leef. Want omdat hulle dit nie kon doen nie, het hulle in ballingskap beland. En die geestelike leiers het gevoel, ons moet dit verhoed, dat hierdie volk, wat aan die Here behoort, ooit weer so ongehoorsaam raak, dat die Here hulle moet wegstuur in ballingskap. Nou wat hulle toe doen, is verstaanbaar. Julle ken die gedagte van, daar is primêre reëls, en daar is sekondêre reëls. En die sekondêre reëls moet nou help om die primêre reëls te verstaan en na te kom. En so dit gebeur, dat hulle die 10 primêre reëls van die bergsinne, die 10 gebooie, gevat het, en by elke gebod sekondêre reëls bygevoeg het, om die volk te help om die 10 gebooie te onderhou. Hulle het dus mensgemaakte, addisionele reëls by die volmaakte wil van die Here kom byvoeg. En dis waarna Jesus verwys, menslike leerstellinge, menslike reëls. Nou kan ek die probleem van die volk van die Here verstaan, wat so gebuk gegaan het, want hierdie sekondêre reëls in getal het gestyg met die tyd saam tot oor die 600. Nader aan 700 as aan 600. Sekondêre reëls. Terwyl dit eintlik so maklik is om net 10 te onthou. Nou moet hulle oor die 600 onthou en daarvolgens optree. Een van die reëls was, voor jy eet, jy jou hande moes was van die punt van jou vingers tot by jou elmboog.
sodat as dit gebeur het, dat jy iewers aan iets onreins geraak het, jy jouself nie so verontreinig, omdat jy aan die Here behoort nie. Jy kon dalk aan iets onreins gevat het, of iets onreins kon per toeval aan jou geraak het, en toe die Fariseërs sien dat Jesus, wat nou 'n leermeester, 'n rabbi was met sy volgelinge, nie hierdie sekondêre reël van hande was, respekteer nie. Daar's 'n ander voorbeeld ook, julle weet, waar Jesus genees het op die Sabbat, waar sy disippels op die Sabbat koringare afgepluk het, om te eet. Hoe kan jou disippels nou hierdie wet minag? Hulle konfronteer vir Jesus. Nou Jesus is nie skielik op die verdediging nie, hy antwoord hulle met 'n teenvraag na hulle stelling. Jesus gebruik die geleentheid om die leiers van die geestelike leiers iets belangriks te leer. Dit is naamlik dat die leiers meer besorg is oor die volk se gehoorsaamheid aan mensgemaakte sekondêre reëls as aan God se gebooie. Daarom dat Jesus vra, hoekom oortree julle die gebod van God met julle tradisie, bedoelende met hierdie mensgemaakte reëls wat julle opgestel het? Want sien, een van die mensgemaakte reëls by die 5de gebod is, hoor hierso, as jy nou vir jou vader en moeder moet eer, en ek dink hulle het die volk het nou druk op hulle gesit om daai reël te maak. Moenie dat jou pa of ma jou arm maak nie. Sê net vir jou pa of ma, ekskuus man, ons kan julle nie in julle ou dag help nie. Ek gee dit wat ek julle mee kon help as kind, gee ek vir die Here as 'n offer. Julle hoor, die siekheid in daai sekondêre reël. Kom ek vra sommer doodgewoon vir u, wat dankoffers betref. Vir 'n geruime tyd in my lewe moet ek vir kinders wat sukkel, help finansiëel, ek en Marie. En toe hulle nou lekker op hulle voete is, toe daai deel onder andere ook kerk toe gekom. Ons almal het die gut feeling, die aanvoeling. Mens help, want dis ten minste 'n gebod van God, een van die 10 perfekte gebooie, om jou ouers te eer. En hulle omseil dit met hulle geldgierigheid, kan ek nou maar so tongenietjie sê, soos ons die Jode ken. Wat slings kan geld maak en kan wheel and deal, soos die Engelsman sê. So, hierdie sekondêre reëls, al het hulle dit goed bedoel, gebruik hulle toe om juis God se gebod, die 5de gebod, te omseil. Weens hulle gierigheid. Heel vroom kan jy vir die ouers sê, skus, ons kan julle nie help nie. Die geld gaan na die Here toe. Niemand weet of daardie bydra wel na die Here toe, of by die tempel, of by die kerk uitkom. Maar dis my verskoning, dat ek my hartsmense nie kan help nie. U sien, geliefdes, hartsprobleme is ou probleme onder die mensdom. En ons smeer dit toe met oënskynlike godsdienstige vertoon in die publiek. Ons eie kerk het 'n geskiedenis daarvan. Van hoedens en kleredrag en al daardie onsin wat juis arme mense uit die kerk uitgehou het, omdat ons so getof het. Uit sê ons respek vir die Here, maar dan gee ons nie om hoe ons in die week in ons verhoudinge leef. U sien skynheiligheid in daardie opsig. Hierdie verdraaiing van God se gebod is maar net een voorbeeld van talle ander voorbeelde. Daarom dat Jesus toe oorgaan en 'n skrikwekkende diagnose maak. Hierdie volk vereer my met die lippe,
maar hulle harte is ver van my af. Hulle kom en sing lofsange, omdat dit dalk groepsdruk van 'n sekere volk is, wat sê ons is in die suidpunt van Afrika met 'n doel geplaas, maar dan hanteer ons mense sonder respek. U sien hoe fyn kan dit raak. Te vergeef, sê die Here, vereer hulle my, want hulle onderrig as leerstellinge die voorskrifte van mense. En dan roep Jesus die skare nader en verduidelik vir hulle, want hy het ook gekom om die volk te genees van hulle sonde en hulle volk te genees van die valse leerstellinge van die geestelike leiers van daai tyd, wat die sekondêre reëls verhef tot God se wil. En mens kan hierdie onderrig aan die skare, het ek gedink, handig in 'n kinderpreek gebruik. As mens sou sê, maatjies, dis nie wat jy eet en drink met jou mond, wat wys dat Jesus in jou hartjie woon nie. Dit is wat jy vir mense en hoe jy met mense praat en wat jy met jou liggaam aan mense doen, wat jy weerhou van hulle. Dit wys of Jesus in jou hartjie is. 'n Hartjie wat nie aan Jesus behoort nie, is wanneer ander mense op enige manier seermaak en goeder soos bose gedagtes, moord, oorspel, onsedelikheid, diefstal, vals getuienis en sleg sê en boelie met jou maatjies doen. Sulke dinge wat deur jou gesê of gedoen word, wys daar's nog fout in jou hartjie. Iemand het nog nie beheer daar gevat nie. Jesus wil graag daar op die troon sit. Dis die kinderpreek. Nou is die vraag, ons vandag, dit kan mos nie vir ons onduidelik wees nie. Die dinge wat 'n mens onrein maak, noem Jesus voorbeeld van, daai lysie is net voorbeelde, daar's honderde ander goed, wat mens eintlik onrein maak. Maar ongewaste hande. In Paulus se tyd, hier sê hy, julle het hierdie danige godsdiens, van raak nie, smaak nie en roer nie aan nie. Hierdie dag is belangriker as daai dag. Mag ek vleis van eet wat aan 'n afgod geoffer is, maar ek eet dit as 'n maaltyd op my tafel. Hy sê, julle weet mos, daar's nie afgode nie. Maar as daar 'n broer is wat dit nou so glo, moet men dit maar nie eet nie, terwille van sy verhouding met die Here. Julle verstaan hoe ons geneig is, selfs die vroeë kerk, om addisionele sekondêre reëls te maak, en mis die uiteindelike belangrike ding, wat gaan hier aan in my verhouding met die Here? Want my hart is die plek waar ek kontak maak met God en vir hom lief is. Geloof begin in die hart, nie in godsdienstige tradisies of mensgemaakte sondelysies, is daar sonde of nie. Ons leef in 'n wêreld waar baie mense die voorkoms van geloof het, kerk toe gaan, reg praat, selfs goeie gedrag openbaar, maar die motief is nie, dis uit liefde vir die Here dat ek dit doen nie, dis sy voorskrif nie, ek wil net nie in die sosiale omgang beskend staan as 'n slegte mens nie. Die motief agter my optrede. Daarom wat Jesus sê, die volk eer my met die mond, maar die hart is ver van my af. Dit gaan dus hier oor die feit dat ons verhouding met God in ons binneste reg moet wees. Dade sonder liefde, sonder innerlike oorgawe aan God, is leeg, dit gaan altyd afbreek, dit gaan 'n sleepsel van pyn in jou geskiedenis los, van die mense wat seer gekry het. Al weet jy, en die persoon aan wie jy dit gedoen het, alleenlik daarvan. Oeps,
Die Here weet ook af. Mensgemaakte reëls is nie gelyk aan God se wil nie. Die Fariseërs het die tradisie verhef bo gehoorsaamheid aan die liefdesgebod. Jesus wys vir hulle daarop en ons moet waak daarteen vandag. Dit was later, soos ek gesê het, in die vroeë gemeentes ook 'n probleem. Al wat belangrik is, sê Paulus, is ons geloofsverbintenis uit God, wat nou deur die liefde tot dade oorgaan. Ons grootste probleem dus is nie buite ons, maar binne ons. En Jesus fokus op die hart. Die bron van sonde is nie kos, klere, musiek, kultuur of tradisie nie. Dis binne in jou. Die probleem is nie die wêreld daar buite nie. Dis die toestand van ons hart. Ons moet dus meer fokus op innerlike reinheid, die motiewe en gedagtes en woorde wat van binne afkom. Die uiterlike optrede, gegrond op daardie innerlike motiewe, gaan vir die buitestanders ook wys. Wat gaan werklik hier aan? Is dit gesond of is daar 'n hartsprobleem? 'n sagte en liefdevolle hart, sal sigbaar word. En dis sommer dan ons getuienis. Mense sal agterkom, hierdie ou is bietjie anders. Hy beklei nie sommer of sy beklei nie sommer nie. Hierdie persoon kan vergewe. Hierdie persoon is nie te trots om ekskuus te sê nie. Jy onthou die 4 probleme, die 4 verstopte are. Nou dit hersiening doen nou oor. Slotsom, die 4 verstopte are waarna ons hierdie week gekyk het, is maar net 4 van talle voorbeelde van hoe daar blokkasies in mense bloedsomloop na jou hart toe, geestelik gesproke, kan gebeur. Sommige van ons het 'n totale aardvervanging nodig, 'n omleiding. Maar dan kan mense hart ook uit ritme uitraak, uit die ritme van die Heilige Gees se liefde. Mense hart kan ook gelukkig, nou wil ek is negatiewe ding positief gebruik, kan gelukkig ook lek. As die are oop is na die hart toe, kan die bloed van liefde daar teervloei en dit gaan uitlek in jou woorde en dade na mense rondom jou toe. Dis al wat Christene mag hê, 'n lek hart wat liefde deurlaat. En die blokkasies, dit moet hanteer word. En ons het vir mekaar gesê, elkeen van hierdie blokkasies kan hanteer word saam met die Here as hy dit vir jou uitgewys het, deur daaglikse inoefening. Jy gaan nie vorder in jou verhouding met die Here en jou naaste, as jy aan mekaar verskonings aanbied vir wat hier aangaan. En hoe doen ons dit? Ons speel die vingerwysspeletjie. As daai een nie dit gedoen het nie, sou ek nie dat gedoen het nie. En toe ek dat gedoen, en toe doen daai ander een iets ergers. Die bose kringloop. Ek en jy moet met die Here gaan uitmaak. 4 sake van die week. Vir wie skuld jy 'n opregte verskoning? Vir wie skuld jy nog vergifnis en totale vryspraak? Vir wie skuld jy 'n blymoedige weggee, soos 'n kombers of 'n kospakkie? Vir wie skuld jy die grootste dankie? Die gedagte is, as ek en jy en die Here ondersoek in ons harte gedoen het,
Hy is die beste kardioloog wat daar is. Kom ons gaan leef nou. Want soms moet ons dalk 'n totale hartoorplanting kry in erge gevalle. Kom ons gaan leef nou vanuit ons hart. En dit beteken, kom ons gaan leef nou met totale liefde vir God. Wat beteken ons respek vir sy 10 voorskrifte wat hy opgesom het in die liefdesgebod. En kom ons gaan leef in totale liefde in al ons verhoudinge. Want jy sien, as mens oor die hart praat van die mens, dan praat jy oor verhoudinge. Liefde is ook 'n verhoudingswoord. My broer en suster, die lewe gaan oor die uitleef van God se liefde teenoor hom en ons medemens. Gaan leef nou vanuit daardie gesonde hart, of dalk daai nuwe hart wat jy gekry het, omdat jy 'n groot dankie verskuldig is aan God. Dis ons diepste motivering vir 'n lewe van liefde. En dit bring ons by feesviering. En waar vier ons so mooi saam fees? Anders as by die nagmaaltafel. Hier is net 2, 4, 6, is dit 8 stoele? Ek kan nou nie lekker sien dan. Maar die 7 is die volmaakte getal. Dit verteenwoordig julle almal, die 7 wat hier sit. Die kospakkies en die komberse is nou eers weggevat, dit gaan uitgedeel word. Maar ons sigbare gaste vir oggend is die mense wat warm gaan slaap. Ten minste, tensy daar 2 of 3 onder een kombers slaap. 64 plus. Daar's 'n paar gesinne wat gaan kan eet. Hulle is ons onsigbare gaste, omdat ons probeer lief hê en nie gierig is nie, soos Jesus lief het. Daarom luister saam met my na dit wat die formulier sê oor hierdie ete van die Here. Die Bybel leer ons, weet ons, dat God ons baie lief het. En ons weet ook sy 10 reëls is om ons op koers te hou, vir ons te help om na ons hart te kyk. En ek het die week ook vir u gesê, ons elkeen, alle mense het 'n ingebore sin vir regverdigheid of geregtigheid. Die skaal moet balanseer. En in plaas van om vergifnis vra, speel ek die beskuldigingsspel. Ek is nie so skuldig nie. In plaas van vergifnis gee, koester ek woede, wrok en wraak. En omdat ek voel, die lewe skuld my, gaar ek op, en is nie vrygewig nie. En omdat ek dink, God is onregverdig, hy trek my maatjies voor, is ek afgunstig op hulle, wat my verhouding met hulle negatief beïnvloed. Maar Jesus kom, en vir hierdie ongeregtigheid, wat ons met hierdie gesindheid, met hierdie verstopte are teenoor God doen, kom laat balanseer hy die skaal. Kom vat hy ons sonde weg. Hy het aan die kruis gesterf. As ons die brood eet, dink ons aan sy fisiese lyding. As ons die wyn drink, dink ons aan totale vergifnis wat daardeur vir ons gekom het. As ons die daad doen, deur die kelkie te vat en die broodjie te vat en te eet, is dit 'n innerlike geloofsverklaring uit ons hart. Here, ek weet dit is vir my dat dit gebeur het. En dit maak ons bly. Dit maak van die nagmaal 'n fees. Trouwens, dit behoort van ons hele lewe 'n fees te maak,
want die skuld is weg. En ek probeer ook nie om skuld te veroorsaak in ander se lewens nie, en hulle skuld teenoor my skryf ek af. Soos ek, soos my onbetaalbare skuld afgeskryf is. Daarom, terwyl ons so sit, kom ons bely wat ons glo oor die God, wat vir ons hierdie hoop gee in Christus. En ons sê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en toe gebore is uit die Maagd Maria, en hier op aarde gelei het onder Pontius Pilatus in die geskiedenis. Hy is gekruisig, gesterwe en begrawe, en het ter helle neergedaal, en toe die dood oorwin op die 3de dag. En toe aan die regterhand van God gaan sit, van waar hy oor sy kerk regeer en ons voorspraak is, maar waarvan hy ook terugkom, om hier te kom oordeel, tussen die skape en die bokke, die wie se harte aan God behoort, en die wat harde harte hulle lewe lang gehad het. Ek glo in die Heilige Gees, en daarom glo ek aan een heilige algemene Christelike kerk, bedoelende die gemeenskap van gelowiges, dat die Heilige Gees in ons almal werk. Ek glo daarom aan die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing terwyl die tafel gereed gemaak word. Lied 526 kan ons hom maar 2 keer deursing, en dan die persone wat genooi is om die gemeente te verteenwoordig, om hier voor te kom sit, julle kan dan ook, terwyl ons die lied sing, na vore kom.
sou ons soos Adam en Eva aan mekaar ons weggaan en vlug. Maar nee, by U is daar vergewing nog altyd vir ons gewees. En dit sal altyd so bly, solank as wat ons aan U vashou. Help ons om U nie te verruim hier in ons hart vir enige afgod of valse sekuriteit. Ons moet sê ons vier fees saam met U vandag. En hulle wat nie hier kan wees nie, en hulle wat deur ons blydmoedige gawes gehelp kan word. Gee vir hulle ook, soos vir ons, U vrede. Amen. Ons kan die Here bedien met ons dankoffers. Ons gaan net nou afsluit met lied 525 vers 1 en 3. Ons het begin met stil word vir oggend
En ek gaan nou namens ons almal 'n gebed bid. As jy so voel, vergeet die persoon langs jou, vergeet wat jou jaag, en bid saam met my die volgende gebed. Hemelse Vader, ek kom na U toe met die begeerte om U nie net met my dade nie, maar vanuit my hart te dien. Red my asseblief van vroomheid sonder waarheid, van skynheiligheid sonder liefde, en van woorde sonder opregtheid. Laat my lewe nie net lyk soos geloof nie, maak dit werklik. Reinig my hart, o Heilige Gees, en wys vir my vanoggend wat ek nog probeer wegsteek of selfs goed praat. Ook die leuns wat ek vir myself vertel en dit dan so maklik glo. Laat wat uit my mond kom U eer. Laat wat in my hart is U beeld weerspieël na buite. Ek wil graag leef vanuit 'n hart wat aan U behoort. Sag, rein en vol genade. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Dankie, lied 525. Ons is God se onvoltooide projekte. Ons moet nog groei. Daarom ontvang die seën van die Here ook vir jou persoonlike pad vorentoe. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van die Hemelse Vader en die troos en leiding van die Heilige Gees is en dit bly met jou.